Dankie, wat 'n voorreg om weer hier te wees. Maar is eintlik seer om weg te gaan. Eers is omdat ek julle min seker weer gaan sien. Maar ek moet sê Janlo en Zaan was die beste huis wat ek nog gehad het. Hulle het my so bederf en ek weet dit kom uit julle harte ook. So dankie daarvoor. So toe ek nou vanoggend bid, ek gaan nou eers 'n bietjie inleiding praat. Toe sê ek, jy is nou glad nie van lekker om weg te gaan nie. Mense moes nou so half in die kokon vir hierdie tydjie. En dit is net asof die Here vir my sê in 'n prentjie wys. Jy weet as jy mos op die foon kyk en jy trek die prentjie so oop, dan sien jy die pixels. En dit is asof die Here vir my wys, jy is net een pixeltjie. Net jou enetjie. Uit al hierdie miljoene pixels om 'n prentjie te maak. En jy het jou stukkie gedoen. Jy het jou stukkie muur gebou. Hier is die res van die pixels wat hulle stukkie muur gaan bou en die plan en die prentjie by God gaan kry oor Robertson in jou huis. Amen. So is dit nie kosbaar nie. Ja, en dan, ek gaan nie baie praat nie. Ek wil hê ons moet sing en God aanbid en sommer net ons eie harte en lewe in hom te bring. Sodat ons hierdie jaar in sy krag en met gebed kan aangaan. So julle, daar's twee goed wat ek wil deel. Ek dink die eerste een is, ek het gisteroggend, ek doen die Bible recap program. En ek het vir julle gister gesê, die Here het van die 4 R'e gegee, né? Restore, repent, redeem, revive. Dus het blykbaar wat by Mighty Men dieselfde was. Dit was waaroor die lesings gegaan het in September. En ek het dit nie geweet nie. En toe kom bevestig die Here dit nog. Want gisteroggend in my Bybelleesprogram in Afrikaans, toe is dit in Job 42 vers 5, wat die Here sê, laat Job vir julle bid. En toe Job klaar vir sy vriende gebid het, dan staan dit so mooi in Engels, God heard his prayer and restored all his losses. Toe weet ek nie, die Here wil kom herstel en herbou en verlos en herlewing bring. Prys die Here. Is dit nie net ongelooflik nie? So ek voel nie die Here die goed kom bevestig en dan nog 'n voorbeeld, 'n prentjie, visioen wat die Here gegee het vir die dominee Godlieb. En duidelik het in die eerste aand van hom gepraat. Wat die 1863 herlewing beleef het in Woester. En toe vertel hy dat hy toe daai gebou so begin skud en die dreuning kom aan en die mense val op hulle aangesig, want dis wat gebeur as herlewing uitbreek. Toe wys die Here vir hom hierdie klomp sneeuvlokkies wat opgaan. Dis soos Jakob by Bethel wat die engele op sien beweeg het. Hy sien hierdie klomp sneeuvlokkies wat opgaan en skielik sien hy hierdie krygsheld wat voor hierdie sneeuvlokkies homself posisioneer met 'n mantel wat met bloed deurweek is. En hy weet, dis Jesus wat ons gebede vir die Vader uithou, want hy lives to intercede for us. Hebreërs 7:25. En dit het hier gebeur. Dis oor hierdie area gesien. So mag ons gebede weer opgaan na die Vader troon soos nog nooit tevore nie. Goed, so ek wil net bid voor ons verder gaan. Vader, baie dankie dat ons hierdie kon deel met mekaar. En net kan weet, U is die een Here wat dit alles moontlik maak. Niks van enige een van ons nie, maar U alleen. Here, want soos wat Daniel gesê het, soos wat ons hierdie week gehoor het, because we prayed, and there's a God in heaven, en as ons bid, dan bring U die hemel in beweging, en gebeur daar wonderwerke. O Vader, ons is honger vir U. Ons dors na U soos nog nooit, en daarom wil ons vir U dankie sê, dat U vanaand vir ons laat aansit, by 'n gedekte tafel, waar U ons kom voed met die beste koring en olie en wyn. U woord is soos appels wat in goud en silwer gemonteer is. Here, U woord is soeter as heuning. U woord is kragtig.
U woord rig ons en stig ons en lei ons en bou ons, want u woord is u self. U woord, die Bybel, is Jesus in geskrewe vorm. Daarom wil ons vir u vra dat u sal kom deur u Gees en die woord bevestig en oopbreek en ons kom voed vanaand tot u eer en tot die uitbreiding van u koninkryk. En ons vra dit in Jesus naam. Amen. Goed julle, ons het 'n bietjie gepraat. Ek hoop ons kan nou nog onthou wat ons die eerste aand gepraat het, né? Van die Here wat sy hart is gebed. Hy wil met ons 'n verhouding hê. Ek gaan nou nie alles herhaal nie. Dit begin met die tuin van Eden. Toe sê die Here vir Moses, sit net 'n tent op, ek wil met julle praat. En toe gee hy vir Moses die plan van die tabernakel. En daai hele storie gaan deur tot in die troonkamer. So dit is die klomp tees. Tent, troonkamer, tuin, tabernakel. Goed. So die Here het van die begin af gesê, ek soek 'n volk. Ek soek 'n heiligdom waar hulle my kan bid en ek met hulle kan praat. So gisterand het ons gekyk na die heilige deel. Daar waar die priesters, dis nou ek en jy die diens gedoen het. Ons het gesê gebed is verhouding en die geestelike werk. Dit was die werkdeel. Ons kan nie net bid nie, ons moet werk ook. So, ons het gesê gisterand, die priesters moes sekere dienswerk doen. Hulle moes die offers bring ensovoorts op die altare bedien. Maar ons het veral gepraat oor altare en afgode. En ons het skrif gelees wat ons gesien het, Nehemia maak skoon. Hy breek altare af, hy maak kamers skoon. Die Baal profetiese altare word afgebreek. En ons het vir mekaar gesê, waar begin dit? By my hart. Die Here moet eers in my hart 'n klomp altare en afgode afbreek. Ek weet nie of julle gaan bid dit daaroor nie. En of die Here dalk vir jou iets gesê het nie. Ek glo en vertrou so. Want ons moet ons harte skoon kry van ons eie afgode en altare voor ons 'n ander altaar vol bravade wil gaan afbreek. Nee. Dit is so goed jy wys die vinger, maar dit wys 4 na jou toe terug. So dit is wat God wil begin by my in jou hart. Dit skoon te kry, heilige lewenswandel, 'n heiligdom, 'n heilige priesterdom wat met die heilige God 'n verhouding het. So net nog 'n voorbeeld is byvoorbeeld Gideon. Die Israeliete kon nie oorwinning behaal oor die Amalekiete en die Moabiete en goed nie. Tot die Here vir Gideon gekies het, toe hy bang, julle gaan lees Rigters 6 en 7, en die Here sê, gaan dapper help, ek is met jou. En die Here sê vir hom heel eerste, ek het dit eintlik misgelees tot nou die dag, gaan breek die altare van Baal af, en bou daar vir my 'n altaar. Breek die altare af, in jou lewe, in hierdie dorp, in ons land, en bou vir God gebedsaltare. En toe is Gideon nog steeds bang, toe sê, nee maar, ek weet daarom nie, en daai die storie van die vliesiekie, nee, die vlieswol, wat hy moes nou elke keer uitsit. Toe sê van die Here, maar help my net 'n bietjie om sekerheid te kry, en dis toe die vlieswolletjie wat hy uitsit, en die Here sê vir hom, nee maar goed, jy is nou maar die een wat ek gekies het, Gideon sê, is reg Here, ek sal gaan, maar hy kry vir hom klomp soldate, en hulle gaan drink mos water, en die Here sê, net 300, my vriend, net 300, want die mense wat nie kan sê, jy die oorwinning behaal nie, en ons moet dit altyd deurtrek na onsself toe, God roep jou en my, ons is bang, ons mag vir hom vra bevestig, asseblief wat u vir my gesê het, en dan sal hy vir ons die krag gee, en alles wat ons nodig het, om die werk te doen. So moenie bang wees nie, want God is aan jou kant, wie kan teen jou wees? En toe het hy gegaan met sy 300 man in die oorwinning behaal, so dit is eintlik 'n vreeslike mooi storie. Breek die altare af, bou vir God gebedsaltare, en daar sal oorwinning kom, restaurasie, herlewing. En die volgende een is Elia. Ons ken almal die storie van Elia in 1 Konings 17 en 18, waar hy die Baal profete aangevat het. En hy het, soos ons vandag daar agter sê, hy het een gebed gedoen, hy het nie geskreeu so heel dag soos hulle nie, een gebed, want sê Jakobus, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. It's so mooi in Engels, avails much power.
Baie krag word vrygestel. So Elia het dit gedoen, 1 gebed, en die Here kom doen die res. En wat gebeur? Die droogte is gebreek. Julle, ons moet alles in gebed na God toe vat. Ons het geword 'n vegtende kerk wat ons krag verloor het. Ons is nou 'n vlugtende kerk. Ons vlug van die moeilikheid, kan ons net in ons eie babbel bly. Ek weet ek is ook so, ek bly baie lekker in my babbel in Pretoria. Lekker veiligheidstyd, geen moeilikheid nie, so sukkel sit ons solar op. Dis regtig so. En ons het die hart van God verloor. Veral in Pretoria, waar daar soveel hoeke van die strate, ouens is wat vir jou geld vra, by elke parkeerarea. En as jy so maak, hou hulle aan, en ek het al gekyk, kyk hulle in die oog, want jy kan nie altyd vir almal help nie. Smile vir hulle, en sê vir hulle, ek bid vir jou. En dan smile hulle terug, en hulle gaan aan. Ons het God se hart verloor, ons het onsensitief geraak deur die wreedhede en die absolute chaos in die wêreld. So ons moet regtig weer begin om terug te keer op die gebedsmuur, ons mure te bou, want die vyand klim in, aan te meld vir hierdie oorlog. Al is ons net 300, moet ons dit weer doen. Is julle reg? Ons gaan hierdie jaar oorlog hou. Jan sê, hy dink ook om 'n groot oorlog in die gees. Ek is oortuig daarvan. Dit kan nie anders nie, julle. Ons moet staan, we must stand our ground. So vanaand gaan ons kyk na die 3de deel van die tabernakel. En dit is die allerheiligste. Daar kan julle onthou wat die hoëpriester net eenmaal 'n jaar mag ingegaan het. Wat moes hy gedoen het? Hy moes offers gebring het vir die ganse volk. Die priesters in die heilige deel het die mense gehelp, offers gebring, wierook-altaar aan die gang gehou, sekere klere moes dra ensovoorts. Die hoëpriester nog soveel meer, want hy het in die teenwoordigheid van God ingegaan. So daar was soveel voorskrifte, hoe hy moes reinig, hoe hy moes bad en aantrek, en weer bad en aantrek, en hy het 'n ongelooflike mooi kleed gehad. Ons gaan nou daaroor praat. Maar dit is wat die Here vir Moses gewys het, wat ons in lesing 1 gesê het in Exodus 25. Toe maak die Here mos die hemel oop. Openbaring, ek het dit vir julle gesê, Openbaring 11 vers 19 en Openbaring 15 vers 5. En Openbaring 15 vers 5 staan dit so eenvoudig. Ek lees dit vir julle. In die tempel, die hemel, die woonplek van die Here is oopgemaak. Net so. Die tempel, die hemel, die woonplek van die Here. En daar het Moses en Johannes die tabernakel en die ark gesien. So daai prentjie het God vir Moses kom wys en gesê, bou dit vir my. Bou die tabernakel, bou die ark, bou die tempel. Ek soek 'n heiligdom waar ek met my volk kan praat. En hierdie allerheiligste deel, waar die ark was, is waar net die hoëpriester kon ingaan. En die Here God het die hoëpriester aangestel. Soos wat hy Jesus gekies het as ons hoëpriester. Goed, so as, dit was nou Aaron daai tyd, as hy daar moes ingaan, moes hy nou sekere klere dra, moes hy sekere offers bring, en hy moes die ganse volk daar gaan teenwoordig. Nou wat was hierdie ark? Ek julle gesê gisteraan, so boksie, van goud, en in die middel was so 'n versoendeksel, wat ons die mercy seat noem. En die Here het vir Moses gesê, Moses, van daar af sal ek met jou praat. En ek wil vanaand hê, ons moet hierdie prentjie kry, van hoe dit nou in die hemel lyk. Want hierdie is vervul, om te lyk en te wees, dit wat oorspronklik in Openbaring aan Moses en Johannes gewys is. Die troonkamer, waar God almagtig sit op die troon, waar die hoëpriester Jesus Christus vir ons intree, waar hy die volkome soenoffer betaal het, en waar ons het kan gaan soos Aaron, en ons hande uitsteek, en genade ontvang,
en gehelp kan word. Dit staan in Hebreërs 4, so mooi. Ek dink kom ek lees dit vir julle. So, ek wil net eers so die prentjie kry van die hemelse tabernakel en die aardse een wat vervul is. Goed, dis Hebreërs 4. Hier van vers 14, maar ek gaan so van vers 16 af. Ja, ons lees nou maar van vers 14. En terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het, dis Jesus Christus, wat reeds deur die hemele gegaan het, met sy eie bloed, nê? Jesus die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, en dis Jesus, is nie een wat geen medelee met ons swaar kry het, nie. Hy was immers in elke opsig self versoek. Hy het net nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid, in Engels met boldness, na die genadetroon, om op die regte tyd barmhartigheid en genade te ontvang, en op die regte tyd gered en gehelp te word. Daar is ons as Nuwe Testamentiese gelowiges en bidders se antwoord. Ons het nou ons hoëpriester Jesus, Hebreërs 7 sê, hy leef om vir ons in te tree. Hy sit aan die regterhand van die Vader. Ons gaan na die troon van genade. Ons bid en pleit en smeek. Ons gebede het 'n effek. Die hemele kom in beweging en die Here help ons. Nou waarvoor sal ons nie bid nie? Verstaan julle? Ek weet nie, maar ek dink ons is dom. Of ons snap nog nie wat se krag en voorreg dit is om te bid nie. So ja, Moses het gesnap wat die Here sê, en hy het hierdie versoendeksel gemaak, en die Here het gesê, maak 2 engele, met die vlerke so na mekaar, en hier in die middel moet hulle by mekaar kom, en hier in die middel, van daar af gaan ek met jou praat, en met die hoëpriester. Nou die vlerke van die engele, daar staan dit duidelik, was in Exodus 25, gaan lees het, was nie gegiet nie. Dit was van geslaane goud, so slaan dit tot dit die regte vorm het. Ons kan nie vir hom aanbidding bring met ons vlerke so styf en ons lewe vol arrogansie nie. Ons moet maar 'n bietjie deur die vuur gaan en geslaan word tot ons die vorm het soos Jesus Christus. Tot ons al hoe meer soos hom begin lyk. Tot ons hart is soos wat hy dit wil hê. Ons moet dit altyd onthou. So wanneer die Here sê, Moses, ek gaan daar met jou praat. Dink terug aan die tent van ontmoeting voor die tabernakel gebou is. Dan het Moses en Aaron of Moses en Joshua uitgegaan en in die tent, die Here het gesê, kom, ek wil met julle praat, hierdie volk maak my kwaad. En Moses het gaan pleit en gesê, Here, asseblief vergewe hulle. En dan het die teenwoordigheid van die Here, soos 'n wolk, oor daai tent afgesak. En die volk het geweet, God is daar. Ek wil vir jou vra, as ek en jy in die allerheiligste ingaan, en met die allerheiligste God praat, in sy teenwoordigheid, blink ons gesig soos Moses as ons daar uitkom. Ryk ons na rook, die wierook van al die gebede, wat die heeltyd voor sy troon opgaan. Kan mense sien soos met Moses, jy, ek, was in die teenwoordigheid van die allerheiligste God. Storm ons nie net baie keer in, val neer en bid, want dit is nou die regte ding wat ek moet doen, net voor ek gaan slaap. Want ek is moeg, jong, ek is moeg, ons is regtig moeg. Want ons is besig baie keer met 10-100.000 ander goed. Dink 'n bietjie na, dink 'n bietjie, ons vergeet met wie ons praat as ons bid. Ons vergeet wie hierdie allerheiligste God is. Wat die ganse heelal geskaap het. Hy sit op die troon. Hy wys vir ons sy hart die hele pad deur die woord. En ons storm in en uit. Ons moet terugkom
waar ons gebed, worship en aanbidding word, waar ons we build him a mercy seat and he will come. Ons moet vir hom 'n plek skep in ons hart, in ons lewe, in ons binnekamers, waar ons 'n plek bou waar God sal wees. Waar ons hom elke keer hier, as ons hier ingaan, dan gee ek nie om of ek voordeur klokkie lei, wat ook al gebeur nie, maar hier is ek met die Here besig en niemand gaan my pla nie. Ek het nou al probeer om my selfoon af te sit. Nou ek het baie nuuskierig, so dit vat nie lank en wil ek hom weer aansit. Dis ons grootste vyand. Daai selfone, ons loer die hele tyd. Nou bid ons ernstig en dan gryp ons foontjie en kyk wat het hier gebeur. Ek weet nie om eintlik net te dink, Here, wat doen ons aan U nie? Hoe voel U hart as dit ons is soos ons U aanbid? U wat U seun gegee het. U wat alles gegee het. U wat wag dat ons na U toe kom. So die hoëpriester, en ek is amper klaar, ek wil nie glo nie. Die hoëpriester se klere het sulke 12 stene opgehad. En die 12 stene was verteenwoordiging van die 12 stamme van Israel. So, wanneer die hoëpriester in die allerheiligste ingegaan het, nadat hy homself gereinig het, en die tou aan sy voete was met klokkies aan, want as hy dood neerslaan, moet die priesters aan die buitekant hoor, en moet hom uittrek, as hy dalk nie rein en heilig genoeg is nie, en hy sterf in God se teenwoordigheid, want hulle mag nie ingegaan het nie. Dit was 'n dik gordyn, wat die skeiding gemaak het, en dit sommer net so ter kant aantekening, dit is wat geskeur het, daai gordyn, toe Jesus gesterf het, toe is die skeiding weg, en nou kan ons in die allerhoogste ingaan, voor die God van die heelal, daar in sy allerheiligste tempel, gaan kniel en bid en smeek. Wat 'n voorreg! Ons hoef nie meer soos die priester klokkies aan te en toue. Die Here het vir die volle prys betaal. Ons kan net kom na my toe, die Here nooi ons. Julle, ons moet wegkom van hierdie ding om te dink, maar ons is te sondig, ons het nou net dit, of die Here het dit betaal. Ons moet heilig lewe volgens sy voorskrifte. En dit sal hy vir ons wys. Hy sal vir ons wys wat is in ons hart, wat moet verander. So as die hoëpriester daarin gegaan het, na die mercy seat, om versoening te doen, is dit met die 12 stene, wat hy voor die allerheiligste God gaan staan. En ek dink jou die prentjie in, nou kyk die Vader, en hy sien, hier's Aaron, hier's Joshua, hier's Susan voort. En het daai hy gesien, hier's die 12 stamme, en ek dink die Vader hart het vermurwe. Elke keer, wat Aaron daar ingegaan het met hierdie stene, en die Vader sien, hier's my volk, ek wil hulle almal vergewe, al 12 stamme, volkome vergewe, want hy is 'n God van liefde. Dis wat die hoëpriester gedoen het. Nou het ons die hoëpriester Jesus Christus. Nou vra ek vir jou en my vanaand, as ons ingaan, in die troonkamer, voor die allerheiligste, op ons knieë, by die mercy seat, waar hy sê kom, met boldness om genade te ontvang, en ons kom daarin vir gebed, wie is op ons hart geskrywe? As ons hande uithou, watter name staan in my en jou hand geskrywe? Is daar ooit 'n naam? Is Robertson in jou hart geskrywe? Staan jy voor God en bid en sê, Here, hier's ek weer, met Sarel se naam. Ek weet hoe lank bid ek al vir hom. Here, hier's ek weer, met Robertson se naam. Vader, hier's ek weer met my ouers, vir wie ek 20 jaar bid. Ek glo met my hele wese, ek hoor elke gebed.
en op die tyd sal U uitkoms gee. En ek wil hê so nou stil raak, vra vir die Here, hy moet vir jou wys, wie is die persoon, dalk is dit jou buurman, dalk is dit, ek weet nie, iemand in jou familie, dalk is dit 'n dorp, 'n stad, ons land. Ek moet jou sê, jy kan meer as een voorvra. Maar vra vir die Here, wie wil hy op jou hart skrywe? Wie wil hy in jou hande skrywe? Wie moet jy dag en nag voor hom uitdank? Ons gee net 'n oomblik vir stil gebed. Vader, as ons vanaand voor U staan en die ongelooflike voorreg het om in U troonkamer te kan inkom, dan bely ons dat ons gebede so vol is en ons hart so vol is van ons eie dinge en ons eie belange en ons eie onbenullige goedjies. Gee vir ons U hart, Abba Vader, vir 'n verlore wêreld asseblief. Here, ek bid dat U nou vir ons elkeen sal wys wie dit is wat U wil hê ons voor moet bid, pleit dag en nag. Here, geef ons 'n las vir Robertson, geef ons 'n las vir 'n verlore wêreld, vir 'n Suid-Afrika, Here, wat absoluut so onder beheer van die vyand is en die demoniese goed. Kom verlos ons daarvan. Here, we want to create a mercy seat with our broken worship. Vader, ons bid so baie keer nog sonder trane. Dan kom U, Here, en U sê vir ons, Here, dat ons moet huil en smeek en bid en pleit. Call upon me and I will answer you. Roep tot my, smeek my, tot 'n punt van amper die maan. U wag vir ons, Here. Waar is ons vanaand? U kom staan voor ons soos wat U vir Adam gevra het. Adam, waar is jy? Sarel, Piet, Sunny, waar is julle? So staan voort, waar is jy wanneer ek vir jou wag? Help ons, Here. Help ons om ware aanbidders te word. Wat in die troonkamer kom met soveel mense se naam op ons harte en op ons hande geskrywe, wat ons voor U kan uithou, vir die God van genade, wat ons gebede verhoor, if we pray according to your will,
en dan sal dit so wees. U wil is om te herstel, U wil is om te red, U wil is, Here, om herlewing te stuur. Ek bid dat ons daar sal kom, dat ons die gebedsmuur en die gebedsaltaar in vlamme aan die brand sal hou, Here, dat ons gebede soos wierook voor U troon sal wees, 'n aangename geur, en wanneer ons klaar gebid het, dat ons soos rook sal ruik, omdat ons uitkom uit die troonkamer, waar die gebede van die gelowiges gedurig voor U Abba Vader troon is. Leer ons bid, help ons, o Gees van God. Kom ruk ons harte vanaand uit mekaar. En Here, maak ons soos Tamiteni gesê het op 'n dag, only beaten worshippers can build the mercy seat through their broken, purified, repentant worship and prayer. Here, ons wil vir U mercy seat bou. Ons wil vir U sê, kom Here Jesus, kom. Ons het U so nodig hier in Robertson, in die Wes-Kaap, in die Oos-Kaap, in Suid-Afrika, in die Noord-Kaap. Help ons om die altare af te breek, sodat die droogte kan breek, en die vloeke en die bindings oor die land kan breek, in Jesus naam. Here, kom breek U die altare af, kom openbaar aan ons, waar is goed, wat nie tot die eer is nie, waar die vyand te vashou plek, 'n vesting in ons eie lewens, Here. U weet wat dit is. U sien in ons harte wat niemand anders sien nie. Daar Esegiel 8, in daai poort, in daai kamer, waar die priesters die son aanbid het, en hulle gedink niemand sien nie, Here. Daar waar Eli hulle nog die godsdienst ding gedoen het, en alles het reg gelyk, en op een dag het hulle al drie uitgehaal, Eli en sy seuns, want die kon dit nie langer vat nie. Vader, ons wil in die bres kom staan, en bid om genade vir onsself, en vir Suid-Afrika, en sê, Here, vergewe ons, wees ons genadig, geef vir ons nog 'n kans, Vader. Help ons om die gebedsvlamme aan die brand te hou, en die gebedsaltare op te rig, in ons huise, in ons harte, in ons dorp, in ons strate, soos nog nooit tevore nie, en U sal kom, U sal kom, wanneer ons met ons broken wings, met purified, repentant worship and prayer, voor U troon kom. Bring ons by daai punt, Vader, waar ons totale, absolute magteloosheid besef. Here, waar ons besef, ons is niks, en ons kan niks doen nie. As God ons nie help nie, is dit verby met ons. As Moses nie ingetree het vir U volk nie, hoeveel keer? Here, Numeri 16, as hy na Aaron die plan gekry het, net so, en hulle met die 4 panne tussen U en die volk gaan staan het nie, het hy die volk uitgewis. U is 'n genadige God, maar U wag dat ons in plek moet kom. U wag dat die kinders in plek moet kom, en vir U 'n mercy seat bou, met ons gebede, sodat U kan kom, en ons die wonderwerke en die goddelike ingryping sien van die almagtige God, wat die hemel in beweging bring wanneer ons bid. Ons vra dit van U, in Jesus naam. Amen. Het julle name gekry? Het die Here iets in julle hart kom doen? Ek glo so. Kom ons bou aan op dit. Ek wil net afsluit met die laaste, sommer net om julle te bemoedig, om te sê, weet julle wat, kom ons word soos in Handelinge 12, waar die gemeente aanhoudend vir Petrus hulle gebid het. Petrus was in die tronk. Hier is hy vasgeketting. Hier sit hy, 4x4 troepe mense wat hom oppas. Hulle wissel natuurlik. Maar ek meen, arme Petrus, hy's daar diep in die tronk. Wat doen die gemeente? In Engels, hulle shut down die gemeente. Hulle los alles. Hulle kom by mekaar en hulle bid aanhoudend. Gaan lees Handelinge 12. Daar gaan 'n stroom van gebede op. Dag en nag. Want waar was hulle? By 'n punt van desperaatheid. Waar hulle geweet het, as God nie gaan ingryp nie, gaan hierdie Herodes
Petrus doodmaak soos hy met Jakobus gemaak het. En God het gehoor. God het hulle gebede gehoor. En wat het hy gedoen? Wat ons die hele tyd sê, God is in beheer van die engele en die magte en die owerhede. En hy het die engele gestuur om die kettinge te breek. Ons hoef nie kettinge te breek nie, God doen dit. Ons moet net vra, Here, breek hierdie kettinge in Jesus naam. En die deur, gaan lees, het so mooi, die eysterdeur na die stad, het van self oopgegaan. Nou wat sê Dawid so mooi? I'll be rather a doorkeeper in my God's house than sit with a wicked. Laat ons deurwagters wees, dat ons die deure en die poorte oophou met ons gebede, dat ons die gebede laat stroom na God toe, en sy seën deur ons laat stroom na die mense toe. Dit is wat die kerk van Christus moet kom. Soos hierdie Handelinge 12 kerk, los alles. Ek weet nie, ons het nou al probeer, dink ek hoor, regtig, ons het al Heidelbergse katekismes probeer, ek weet nie wat het ons al probeer nie, orals, van die begin, lankal terug gelede, en die was herlewing, dit kan weer kom, as ons soos Handelinge 12, alles los, God vasgryp, dag en nacht bid, omdat ons weet, hy leef en hy hoor. Kom ons word 'n Handelinge 12 kerk, dan sal die Here kom, en ons sal vir hom 'n plek kan bou, waar hy voel, hier kan ek in my goddelike teenwoordigheid kom, want hier is ek welkom. Mag dit so wees vir Robertson, mag dit so wees. Kosbaar om so in die Here se teenwoordigheid te wees. Mag jy vanaand huis toe gaan met 'n paar edelgesteentes op jou bors. Dit is so kosbaar, die Here sê, dat jy sy priester, jy is sy koninklike priesterdom, né? En ons glo dat hy ons wil oprig om hierdie altaar te bou, sodat hy deur ons ook in hierdie wêreld sigbaar kan word. Ons sien jou môre aand 6:30, mag die Here jou baie seën.